Ons boer hier in die Kraddock distrik, ons is 'n familieboerdery. Ek is verantwoordelik vir die melkery. My ouer broer Willem Jordaan, hy is verantwoordelik vir die besproeiing en die mekanisasie. En dan jonger broer is verantwoordelik vir die skaapboerdery. En dan natuurlik pa is nog betrokke by die boerdery en hy behoort ons almal. My platform is so 300 hektaar en ons probeer so 5 koeie per hektaar melk. Ons is onder die Visrivier besproeiingsskema. Kraddock is maar 'n omgewing van uiterstes, baie warm in die somer en verskriklik koud in die winter. Die ding wat ek seker die trots oor is, ons was volvoer melkkudde. Ons het daar toekennings verwerp destyds met Stamboek vir die beste nuwe toetreder. Maar ek dink die ding waaroor ek die trotste is dat ons van 'n volvoerstelsel met jare oorbeweeg het na 'n veidingstelsel toe en ons moes ons genetika so aanpas. Dit was vir ons dit was een van die moeilikste dinge, jy weet, om jou genetika by jou veidings aan te pas. So dit was maar 'n storie met die Holstein tipe koei om jy weet die regte tipe koei te kry vir hierdie veidingstelsel. So ons wil eintlik net alles in 'n beter toestand los, met ander woorde die grond gesond maak weer. Want hierdie sustainable boerdery op die langtermyn gaan jy net minder insette moet inbring, minder kunsmis gooi, minder voer aankoop. As jou grond gesond is jou plant gesond. En dit weerspieël weer op jou gesondheid van jou dier. So ons wil met sustainability probeer ons saam in die natuur boer en nie teen die natuur nie. Ja, ons is stelselmatig besig om ons carbon te bou in ons gronde. Hoe hoër my carbon is, hoe minder hoef ek te besproei, want ek meen hoe meer water hou ek vas en ek dink dis 'n baie belangrike ding. Ons het nou al 4 sonplase opgerig om Eskom se kant bietjie te verlig. So en ons het baie sonskyn in hierdie land. So basies deur die dag besproei ons van sonkrag af. Dit is wonderlik dat die MPO saam met Netbank sustainability aanpak. Dit gee ons boere ook jy weet iets om na te streef, om meer sustainable te boer. En ek dink meeste boere veral in die Oos-Kaap en in die veidingsstreke ons probeer maar saam in die natuur boer en ek dink dit is wat die MPO en Netbank verwag van ons om 'n baie beter produk op die einde te lewer, gesonder melk aan die produsent. Dit is wonderlik van Netbank om hierdie kompetisie aan te bied en sustainability aan te moedig en vandag saam met my op hierdie plaas te wees om te sien waaroor alles gaan. En ek weet Netbank staan agter hierdie sustainable farming finansiëel en is 'n voorstander van dit. Maar hulle is groot in die landbousektor en ek weet van die groter boere in my omgewing is al klaar by Netbank. Alle was wat ons in die melkstal doen, met ander woorde die jaard en goed, daai water is basies besproeiingwater wat ons sê altyd maar net ons sit 'n bietjie stikstof by. So dan spuit ons dit maar binne in 'n basies 'n groot put, 'n sand trap soos ons noem. En dan die basies misvloeistof vloei in 'n dam, besproeiingsdam in. En dan is daar so 60-70 hektaar pivots wat ons uit met daai miswater basies die lande nat spuit. So dis maar net besproeiingswater wat ons maar net bietjie stikstof bysit en dan hergebruik ons hom weer. Ons speel 'n baie belangrike rol in hierdie land. Ek meen ons boere moet kos op die tafel vir die mense sit. So al wat ons boere regtig wil doen is net kos produseer en in 'n veilige omgewing boer en na ons mense kyk en omgewing kyk.